Goeiedag en 'n hartlike welkom en 'n groot voorreg is dit om so saam met jou op so 'n wyse na die Here toe te nader in hierdie wonderlike seisoen van Advent. Ons word geroep om wakker te word. Ons word geroep om met 'n hinkering te leef oor wat wil die Here vir ons wys. Ons word amper uitgenooi om wakker te word en om die weg van Christus, die weg van vryheid wat lig is, om dit te omhels. Ons teksgedeelte vandag is Romeine 13 en ons lees vers 11 tot 14. En dit is alles nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word. Van die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby. Dis amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontuig en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. In die lig van dit wat ons amper deur hierdie week gesien het, hoe hierdie tekste met mekaar in nou parallel staan, nou met mekaar in gesprek tree, word ons opgeroep in Romeine 13 deur Paulus om te leef asof die nuwe dag van hoop alreeds aangebreek het. En dis 'n tema wat reg deur sy briewe is om te leef, die hoop te leef, die identiteit te leef asof dit alreeds aangebreek het. Ons is waaksaam, ons is gereed. Ons bid vir die vrede. Ons met die koms van Christus weet ons nie watter uur dit sal wees nie, maar ons is in afwagting, is ons gereed. En om die Engels te gebruik, watchful oor ons lewens. Omdat dit op 'n manier enige oomblik kan gebeur. Die eerste hoorders van die evangelie was dit 'n saak van dringendheid. En nou sit ons 2000 jaar later en die tweede koms van Christus, ons is steeds wagtend. Maar ons dringendheid en ons gereedheid en ons paraatheid om te lewe as mense in die lig moenie verslap nie. Mag ons die wapens van die lig opneem en mag ons welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Amper wil Paulus hierso sê niks goeds gebeur na 11 in die aand nie. Die ou gedagte dat, of niks, ons as studente gehoor, niks goeds na 2 in die oggend nie, maar ek dink dit is dalk al reeds te laat. Maar amper hierdie beeld, leef met dit, 'n lewe wat skyn, amper ons kom na die lig toe in Jesaja 2. Ons stel die wapens van die lig op en ons leef as mense wat welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan nou ophou met die werke van die duisternis. En in hierdie tyd is dit wonderlik om te dink oor die koms van Christus na hierdie wêreld toe. En wanneer ons Advent en Kersliedere sing,
amper nie net omdat dit nou in die seisoen, omdat dit nou die seisoen is vir hierdie liedere nie, maar amper omdat ons saam met die kerk die koms, die aankoms, hierdie geboorte wat ook Christus wat opnuut ook in ons gebore word, verwag. En daarna hinker, om dit so vas te hou. Kom ons bid ook so dan saam. Wonderlike Here, gee dat ons ook sal leef as mense wat in die lig wandel. Dat ons die wapens van die lig opneem. Ons bid dit, Here, dat U ons ook daartoe bekragtig en in staat stel. Amen. Genade vir jou en ook vrede. Mooi bly.